Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Waar ons nou voor ons Here en ons God kom, roep ons hom aan. En ons roep hom aan deur ons afhanklikheid van hom te bely. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God. En dan antwoord hy ons: mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Christus Jesus, ons Here. Amen. Kom ons sing vir ons Here. Ons loof hom vir die seën wat hy ons gee vanoggend. Ons sing Psalm 48 en daarvan sing ons saam vir ons Here vers 1 en vers 4. Ons bely nou hartlik ons geloof saam en ons doen dit aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here antwoord ons nou. Hy antwoord ons deur vir ons sy wet voor te hou. So met groot afwagting en groot nederigheid. Luister ons dan na die woord van ons Here. Luister na die Here se wet van Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord dan ons Here na ons geluister het na sy heilige wet, sy onveranderlike wil, en ons antwoord met Psalm 69, daarvan gaan ons saam sing vers 3 en 12. Ons roep die Here saam aan in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, voor U alleen wil ons skuld bely. U woord, U wet en ons eie gewete klaag ons dag na dag aan. Ons sien hoe ons swak is en wisselvallig, eendag ywerig en vurig en die volgende dag lou. Ons sien hoe maklik ons eie wil volg, hoe maklik ons verskonings kry om nie na U te luister nie. En ons sien hoe maklik ons U heerlikheid, U majesteit, U waardigheid uit die oog verloor. En daarom saam met die gelowiges dwars deur die eeue, pleit ons, wees ons genadig,
vergewe ons baie sonde. En ook saam met die gelowiges dwars deur die eeue, loof en prys en verheerlik ons U. Want ons weet dat wanneer ons sonde bely, U getrou en regverdig is om ons die sonde te vergewe. Ons prys U vir Christus. Ons prys U vir die verlossing wat ons in Hom het. Dankie vir al die goeie dinge en die seëninge wat U dan gee vir elkeen van ons persoonlik en ook vir ons as gemeente. U is vir ons goed. U is vir ons altyd deur goed. In die makliker tye, en veral in die moeilike tye. Ja, dit is weens U goedertierenhede dat ons nog lewe. Kyk, hulle is nuut elke môre. Ons prys U vir U sorg oor ons, U besorgdheid, hoe U ons lei. En Vader, omdat U so bo ons begrip goed en genadig is, daarom kom ons met soveel ywer en bring ons geliefdes wat swaar kry voor U. Ons weet, U is almagtig en U heers oor elke druppel pyn, elke druppel seer, elke druppel worsteling. Hou dan U kinders staande. O Vader, wees naby hulle wat ly, wat ook al die lyding mag wees, fisies, emosioneel, geestelik. U ken elke een se swaar kry so goed, U eie hand het dit afgemeet. Wees hulle dan naby en versterk hulle. Rig hulle oë op U, hulle enigste skat in lewe en in sterwe. En gee tog uitkoms as U wil. En Vader, ons bid ook met groot nederigheid en afhanklikheid, lei ons nou, waar ons U woord wil aanhoor. U ken ons. U weet hoe die dinge van die wêreld en van elke dag ons harte, ons gedagtes steel en vasvang. Deur U Gees wil U nou ons harte ontvanklik maak, ons verstand helder en skerp maak. Werk tog deur U woord in ons. Laat ons verstaan en laat ons lief kry wat ons verstaan. Vorm ons, verander ons. Maak ons tog meer soos ons Here Jesus Christus. Vul ons met U woord en met U Gees. Hoor dan ons gebed, enkel en alleen, omdat ons dit voor U bring in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voor ons saam na ons Here se woord luister, laat ons eers weer vir hom sing. Sing Psalm 138 en daarvan gaan ons vers 2 vir ons Here sing. Ons gaan vanoggend 'n laaste keer 'n breek vat vanuit ons reeks uit die brief van die
apostel Petrus, 1 Petrus. Ons het klaargemaak met 1 Petrus 1 en met die volgende deel van die reeks sal ons aangaan met 1 Petrus hoofstuk 2. Maar vanoggend wil ons weer kyk na die Heidelbergse katekisme en dit oorweeg. Julle vind dit hier agter in julle psalmboek, so vir die wat julle psalmboeke hier het, julle kan oopmaak by Sondag 1 van die katekisme en dit sal ook vir 'n tyd op die bord verskyn. Nou die eerste Sondag van die Heidelbergse katekisme is iets van 'n opsomming van wat die ganse belydenisskrif leer en daarom kan ons ook sê is iets van 'n opsomming van wat die ganse skrif leer hierdie eerste Sondag met sy 2 vrae en antwoorde. Nou ons het 'n vorige keer gekyk na Sondag 1 se vraag en antwoord 1. Die vraag: wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan die heerlike antwoord: dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my so uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Nou, wat ons gesien het, is dat hierdie antwoord so heerlik en omvattend soos wat dit is. Dit is gegrond op alles wat die Here in die skrif leer, maar ons het spesifiek gesien hoe hierdie antwoord, hierdie waarheid vanuit Romeine 8 gekom het. Hoe jy net in daai een hoofstuk alles van hierdie antwoord kon sien. En vanoggend gaan ons dieselfde doen met vraag en antwoord 2. So julle kan julle psalmboeke daar oopmaak of na die bord kyk wanneer dit opkom. So wat ons gaan doen is ons gaan luister na vraag en antwoord 2. Ons gaan die vraag en die antwoord wat die katekisme gee oorweeg. Maar dan gaan ons sien hoe hierdie antwoord, hierdie kragtige antwoord wat ook gegrond is op die hele skrif, spesifiek gesien en gevind en geniet kan word in Romeine hoofstuk 3. So kyk eers saam met my na die vraag. Heidelbergse katekisme Sondag 1, vraag 2. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Nou onthou, die eerste antwoord wat ons gegee het, is wat ons troos, dis ons saligheid. Dat ek aan Christus behoort, liggaam en siel, lewe en sterwe met al die voordele wat dit bied. Dis my troos. Nou vra hierdie vraag, goed. Om dit te kan hê, wat moet jy glo? Wat moet jy weet? Wat moet jy ken? Wat moet jy verstaan? En wat moet jy glo? En wat jy onmiddellik dan moet sien, is die inhoud van jou geloof maak saak. Oneindig en ewig so. Wat jy van God, jouself, jou verlossing, glo, is nie 'n ligte saak nie. Dit bepaal alles. Dit bepaal of jy hierdie saligheid, om aan Christus te behoort, om saligheid te hê vir jou siel, vir ewig, bepaal of jy dit het of nie. Want nie een van ons ooit kyk na die leer, die teologie, kennis, dit wat die skrif sê, hoe om die skrif te verstaan as 'n ligte saak nie. 'n Saak waar ons maar kan verskil. Dit is nie. Die inhoud van jou geloof maak saak, die jammerte dat mense in vandag se tyd hierdie miskyk. In die kerk, baie kerke, speel op dieselfde snaar as die wêreld, deur te sê, weet jy, dit maak nie saak wat presies jy glo nie, solank jy net opreg is. Solank jy net opreg is in jou geloof en oortuiging, kan jy maar glo wat jy wil. Dit maak nie soveel saak nie. Of ons hoor, jy weet, ons wil nou nie hare kloof oor teologie nie. Ons wil nou nie verskil oor dit nie. Ons wil nou nie hare kloof en worstel oor kennis en leer en so nie. Al wat saak maak, is jou verhouding met Jesus. Dis al waaroor ons moet praat en al waarop ons moet fokus. Maar hoe betreur God dit? Wanneer sy volk kennis, die waarheid verag, dit afmaak.
So in Hosea 4, my volk gaan te gronde, weens 'n gebrek aan kennis. En oorweeg die seëninge, wat ons van ons Here af ontvang het vanoggend, daai seën kom uit die tweede brief van Petrus uit, mag genade en vrede vir jou vermeerder word, deur kennis van God, en van Jesus Christus ons Here. Nou, iets wat jy op hierdie punt eers regtig goed moet verstaan. Jou saligheid, jou verlossing, jou verhouding met God, is nie gegrond slegs op kennis nie, slegs op teologie nie. Nee, jy word gered, jy kry deel aan hierdie kostelikhede van antwoord 1, hierdie saligheid, deur geloof en deur geloof alleen. Maar geloof in iets. Daar is sekere kennis waarin jy moet glo. Sekere dinge wat jy moet weet, verstaan, moet lief kry. Sekere waarhede. Waar sonder jou geloof, hoe opreg dit mag wees, jou nie kan red nie. Daarom is die moslems met hulle uiterse opregte geloof en hulle uiterse strewe na al die dinge van hulle geloof absoluut verlore. Hulle sal verdoem word vir ewig as hulle nie bekeer nie, as hulle nie vir Christus aanneem nie. Want hulle verwerp die kennis van Christus. Hulle verwerp die kennis waarna ons gaan kyk vanoggend. So dan vra ons, goed, wat is dan die inhoud van 'n reddende geloof? Waarin, watter waarhede moet jy ken, moet jy glo om verlos te word? Wat is daardie waarhede? En hier antwoord ons in antwoord 2, die antwoord op vraag 2, 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en elende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en elende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Nou, wat jy sal oplet, as jy nou in jou eie tyd gaan, en die Heidelbergse Katekismus, hierdie belydenisskrif van ons, agter in die Psalmboek, as jy dit op jou eie tyd gaan deurwerk, sal jy sien dat hierdie drie waarhede, wat so kern is aan ons geloof, dit is die manier hoe die hele belydenisskrif ingedeel word. Ons sien Sondag 2 tot 4, gaan oor die kennis van die mens, so jou, sonde en elende. En dan sien ons Sondag 5 tot 31 gaan oor die kennis van ons verlossing, en dan Sondag 32 tot 52 oor die kennis van hoe ons dankbaar moet wees aan God vir so 'n verlossing. Want die rykdom van die Heidelbergse Katekisme, die skat wat ons het. Maar wat ons nou gaan doen vanoggend, is ons wil na hierdie antwoord kyk, hierdie 3 dinge in hierdie antwoord. Kennis van ons sonde en ellende, kennis van ons verlossing en kennis van ons dankbaarheid. Ons wil na hierdie 3 dinge kyk, hulle saam oorweeg, self saam ingrawe in die dieptes van hulle in, maar ons gaan dit doen deur saam te luister na die woord van ons Here vanuit Romeine 3. So jy kan saam met my daar oopmaak en jou Bybel hier oophou, sodat jy kan sien hoe hierdie 3 waarhede vanuit die teks uit Romeine 3 voortvloei. So Romeine 3, ons gaan saam luister vanaf vers 9 tot in met vers 31. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al die Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is, soos geskrywe is. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en elende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien hy die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet,
terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo. En daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is die roem dan? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Tot sover. Nou die eerste ding wat jy moet weet en glo tot saligheid, die eerste deel van die inhoud van 'n reddende geloof, is hoe groot die mens en dis jou sonde en elende is. Nou, hierdie is sekerlik vandag die een van die drie wat die minste oor gepraat word, waar die meeste vanaf weggeskram word. Dit raak al hoe meer en meer gewild vir Christene in ons tyd om te dink, ons doen God 'n guns om in hom te glo. Hy is gevlei en al te dankbaar as ek besluit om my hart vir hom te gee. Asof ek so waardevol is, dat hy net duim vashou, dat ek hom net dalk sal aanneem. Hoe ver het ons dan van die waarheid van God en die God van die waarheid geval met so 'n mensgesentreerde opinie van God, so 'n klein, lae beeld van hom. Die eerste ding wat God ons leer oor ons verhouding met hom, die eerste kennis tot saligheid is dit: hoe groot, hoe dringend, hoe angswekkend, hoe vreeslik ons elende is. Hoe aaklig die situasie is waarin ons is, hoe gevaarlik dit is. Hoe sleg ons stand is, ons staat voor God is. Nou om dit te ken, moet jy twee dinge oorweeg. En as jy hierdie twee dinge oorweeg, dan sien jy dit dadelik. Die een is wie jy is, hoe jy is. En die ander een is wie God is. Indien jy werklik hierdie twee dinge sien en ken, indien jy werklik gaan sien wie jy is, wat in jou hart aangaan, en jy kyk dan na God, jy sien uit die skrif uit wie hy is, kan jy nie anders as om te roep, wee my, ek is verlore nie. So dis die vraag, het jy al op daai punt gekom? Het jy al gekyk na jou lewe? Na dit, na hoe jy lewe, wat jy is? En het jy dan al gekyk na wie die heilige God is? Hy is nie ons gelyke nie. Hy is nie ons maatjie nie. Het jy al gekyk na dit en gevoel en geroep, wee my, daar's niks in my wat my kan verlos nie. Dis die beginpunt. Kyk saam met my na ons teks, vers 10 tot 12, in Romeine 3. So hier praat Paulus nou van die ganse mensdom. Hy praat van my, hy praat van jou. Hoor dit sê, vers 10, soos daar geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie, dis jy. Dis ek. Wat die sondeval aan ons natuur gedoen het, is skrikwekkend. Dit is genoeg om ons ore te laat tyd. Ons hoor in Jeremia 17, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? En vir een of ander rede het ons hierdie wêreldse dingetjie wat ons sê, volg jou hart. Bedrieglik is die hart bo alle dinge.
Psalm 51, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Efesiërs 2, daar sê Paulus, ons was dood, geestelik dood in ons sonde en oortredinge. Romeine 5 gaan so ver as om ons vyande van God te noem, van nature. Nou hoor ons verder hier in Romeine 3, waar dit die mens beskryf, waarin dit ons beskryf. Vanaf vers 13, hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet, verwoesting en elende is in hulle paaie, die weg van vrede ken hulle nie, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou jy kan nou hier sit en sê, goed, maar ek voel nie so nie. Dis nie ek nie. Ek was nog nooit hierdie nie, ek is nie nou dit nie. Onthou net dan, dat die een wie hierdie sê oor die mens, wat hierdie getuienis lewer teen die ganse mensdom, is die almagtige, alwetende God, wat die dieptes van die harte ken en ondersoek. Dis hy wat dit sê. Ons kan so maklik die duisternis in ons hart wegredeneer, wegsteek vir onsself, wat ons dit nie sien nie. Dis baie goed met dit. Ons oortuig onsself so maklik, ons is nie so sleg soos wat ons eintlik is nie. Ja, ons is nie sondeloos nie, maar ons is daarom nie so donker en duister. Jy weet, soos die regtige boosaards, die verkragters, die moordenaars, die diewe, die rower. Ons is nie soos hulle nie. My broer en suster, as jy in die lig van die Gees werklik na jou hart gaan kyk, werklik gaan sien wat in die mens se hart is, sal jy sidder vir wat jy vind. As jy nie skrik vir wat jy al in jou hart gevind het nie, dan is jy nie eerlik met wat jy daar sien nie. So belangrik dat ons nie wegskram daarvan om voor God te kom en aan hom te bely hoeveel stikkendheid nog in ons is nie. Hoeveel haat en hoeveel jaloesie en hoeveel kleinigheid en selfbejammering en hoogmoed en welliste. Hoeveel van dit nog in ons setel nie. So belangrik dat jy dit sien, want as jy dit nie sien, jy gaan dit nooit voor die Here bring nie. En hy sien dit. Elke druppel wat jy probeer toemaak en sê dit is nie daar nie, hy sien dit. Hy sien die dieptes van ons harte. So dis die een kant wat jy moet ken. So jy moet regtig jouself ken. En aan die ander kant, jy sal eers werklik jou ellende ken en ervaar en raak sien, wanneer jy werklik raak sien wie God is. Wanneer jy hierdie hedendaagse moderne beeld van 'n God wat eintlik nie veel hoor as ons is nie, wegkry uit jou hart uit. Romeine 11, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Hy is oneindig en ewig waardig om gehoorsaam te word, met alles in jou, elke deel van jou tyd, elke gedagte, elke woord, is hy waardig om mee geken te word, en geëer te word. Die magtige wind en die see swyg op sy bevel. Die dood gee vir Lazarus terug op sy woord. Die duiwel sidder en val by sy voete. Vir die son het hy 'n tent gemaak, die see oorskry nie die perke wat hy daarvoor stel nie. Die weerligstrale skiet en verskyn op sy bevel en sê, hier is ons. En ons, stof van die aarde, durf ons vuis lig teen hierdie God. Want dis wat sonde is. Wat is sonde anders as jy het sy wet, jy het sy wil, jy het sy woorde, en jy besluit, ek sal nie luister nie. Dis verraad, dis opstand. Nie sonde lig maak nie. As sonde lig was, sou Christus nie daarvoor hoef te gesterf het nie. Nie sonde lig maak as maar ons is maar almal sondig en is maar die gaga wat in die wêreld is nie. Nee. As jy verstaan wie God is, die allerheiligste, die allerhoogste, die koning van die konings en die koning van die wêreld, dan kan sonde nie lig wees nie. Jesaja sê, ek het die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, serafs het bo hom gestaan, die een en die ander een geroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Jesaja sien hom,
En Jesaja sê, wee my. Ek is verlore, profeet van die Here. Wanneer hy die Here sien, wee my. Ek is verlore. Wanneer jy hom in sy glorie, sy heilige wraak, sy woede oor die sonde sien, en dan na jouself kyk met jou smart, of jou swart, jou sonde, jou smet, jou skuld. Eers dan sal jy jou ellende verstaan. God se vereiste vir sy teenwoordigheid is heiligheid, reinheid, vlekkeloosheid. En niemand het dit nie, niemand is dit nie. Ons teks in Romeine maak so duidelik, geen enkele mens kan sê dat hy het wat God vereis om na hom toe te gaan nie. En jy kan ook nie deur jou goeie werke, deur net hard genoeg te probeer in jou lewe, die Here oortuig dat jy eintlik goed genoeg is vir hom nie. Hoor Romeine 3, ons teks vers 19 tot 20. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Jy moet raak sien eers hoe groot jou probleem is en dat jy nie self daar kan uitkom nie. Jy kan nie op so 'n manier lewe dat die Here jou sal aanvaar nie. Dat hy daarna kyk en sê dis goed genoeg, ek sal jou weens hoe mooi jy gelewe het, sal ek jou vat nie. Deur die wet sal geen vlees voor hom geregverdig word nie. In kort is jou ellende dan dit, die hel. Vir ewig. En daar's niks wat jy kan doen om self daaruit te kom nie. Dis die diepte van jou ellende. En hoe dringend is dit dat jy dit sien? Dat jy dit ken? Dat jy dit glo? Die volgende gedeelte wat ons nou gaan na kyk, die tweede deel van ons 3 dinge, jou sonde en ellende, tweede deel is jou verlossing, hoe jy verlos word uit hierdie ellende uit. As jy nie besef hoe groot, hoe dringend, hoe swaar, hoe angswekkend jou ellende is nie, gaan jy nie die verlossing lief hê nie. Jy gaan nie kan nie. Jy sal nie na Christus toe vlug as die ellende waarin jy sit jou nie jaag nie. Hy wie baie vergewe is, het baie lief. Hy wie min vergewe is, het min lief, sê ons Here in Lukas 7. Die eerste waarheid wat jy moet ken en glo, jou ellende en hoe nodig jy verlossing het. Hoe nodig jy het dat jy van buite jouself af verlos word, want jy kan nie. En hoe dringend dit is, daar's nie tyd, ek sal oor 1 jaar, oor 2 jaar, oor 3 jaar probeer nie, hoe dringend jy verlossing nodig het. Dis so sleutels, maar 'n bekende beeld, as ek nou met 'n bossie sleutels, hier gaan op en af in die gange loop en dit skud, en rondom julle, dit gaan julle net frustreer. Maar laat ek in 'n tronk instap en daai bossie sleutels skud, dan sien jy hoe spring die mense. Waarom? Want hulle weet hoe nodig daai sleutels is. En so is die verlossing waarna ons nou gaan kyk. As jy nie weet in wat omstandigheid jy is nie, wat jou ellende is nie, gaan jy die verlossing nie lief hê nie. Dis waarom ons ook elke Sondag die wet lees. Dis waarom ons ook vanoggend die Here se wet gelees het. So jammer dat so min kerke dit doen. Dit as 'n onnodige deel van tradisie beskou. Geensins tradisie nie. Die Here ken ons. Ek het nodig om keer op keer te hoor hoe groot my ellende sonder Christus is. Ek het keer op keer nodig om te hoor hoe hoog die eis is en hoe ver ek tekortskiet, sodat ek sal hardloop na die verlossing toe, wat in Christus en in hom alleen is. So dis die eerste waarheid. Die tweede waarheid wat jy moet ken, glo, lief hê om hierdie saligheid, om daarin te lewe en sterwe, is hoe jy verlos word van hierdie ellende. En dis die heerlike evangelie. Jy moet, wanneer jy jou verlossing en jou verhouding met jou Here oorweeg, moet jy dit regtig ten diepste raak sien. Jy kan niks doen om jouself uit daai ellende te haal nie. En daarom het God self, het hy self iets gedoen.
Kyk saam met my na vers 21 tot 22 hier van Romeine hoofstuk 3. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Nou oorweeg dit, hier kry ons die hart van die evangelie. Hier kry jy hoe jy verlos word, hoe jy uit daai ellende en daai sonde uitgehaal word, hier kry jy dit. Vers 21, daar is nou 'n geregtigheid geopenbaar. Nou is uiters belangrik dat jy in jou tyd met die Bybel hierdie woord verstaan, geregtigheid. Wat beteken dit? Wat beteken dit, daar is nou 'n geregtigheid geopenbaar? Nou vir jou om hemel toe te gaan, vir jou om God se lieflike teenwoordigheid in te gaan vir ewig, om hierdie saligheid van antwoord 1 te hê, moet jy geregtigheid hê. Dit is om reg voor God te staan. En daarvoor moet jy vlekkeloos wees. Daarvoor moet jy getrou, volmaak getrou en gehoorsaam aan hom wees. As jy dit het en as jy dit is, dan het jy die geregtigheid wat nodig is om hemel toe te gaan. En dan en slegs dan kan jy die ewige lewe ontvang. En my ellende is dan dit, jou ellende is dan juist dit. Ons het nie daardie geregtigheid nie. Daardie lewe wat so ooreenstem met sy woord, wat hy vereis om hemel toe te gaan. Ons het dit nie, en hy gaan nie sy vereiste laar maak nie. Dis jou ellende. Dis my ellende. En is dan die wonder van die evangelie wat ons hier hoor, vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. In ander woorde, sonder dat jy dit hoef te doen. Die wonder van die evangelie. God se vereiste vir 'n lewe wat jy moet lei om verlos te word. Hy gee dit nou vir jou sonder dat jy self daardie lewe lei, want jy kan in elk geval nie. Gekrippel deur jou sonde en jou swakheid. Daar is 'n manier om hierdie geregtigheid te kry, om hierdie saligheid wat in volg te kry, sonder dat ek dit deur die wet gehoorsaam te wees verdien. Daar's nie beter nuus in die ganse skepping as jy volg wat die Here in sy woord sê nie. As jy jou ellende ken, jou nood ken, en hoor, was 'n manier om uit dit uit te kom, om te kry wat God vereis om na hom toe te gaan, sonder dat jy iets doen, sonder dat jy die wet onderhou. Daar's nie beter nuus nie. Daar's nie 'n kosbaarder woord vir jou nie. En dit is deur geloof in Christus. Oorweeg wat gebeur wanneer jy in Christus en in sy offer glo. Daar waar Jesus aan die kruis hang, op Golgotha, word al jou sonde, jou ongeregtigheid, wat jou uit die hemel uithou, word gesit op hom. En hy word gestraf vir dit. Liggaam en siel met die toorn van God. Word hy gestraf in jou plek, sodat jy nie hoef nie. Sodat jy eendag, en nou, voor God kan staan, vlekkeloos. Asof jy nooit enige sonde gehad of gedoen het nie. Net deur geloof in Christus. Net deur in hom te glo. Meer nog sy gehoorsaamheid, sy weldade, sy getrouheid, sy lewe wat die hemel verdien, gee hy dan vir jou. Dis die wonder van wat geloof in Christus doen. Hy vat jou ongeregtigheid, hy word gestraf vir dit aan die kruis. Jy kry sy geregtigheid en jy word beloon daarvoor vir ewig in die koninkryk. En dit is die regverdigmaking deur die geloof. Hoe skyn en skitter die glorie van God, die glorie, die goedheid, die wysheid. Hoor hoe besonder werk dit aan, vers 25. Hom, dis nou Christus, het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, vers 26, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig kan maak wie uit die geloof in Jesus is. So behou God sy heiligheid, so bly God regverdig en getrou, deur nie jou met jou sonde ongestraf te laat nie, deur nie jou sonde na hom toe te laat kom nie. Hy haal jou sonde van jou af en straf dit ten volle, sodat hy regverdig bly en tog jou regverdig maak. Tog jou skoon was. Maak dat daar nie meer 'n vlekkie op jou is nie.
En wanneer jy dit dan raak sien, hoe hierdie verlossing werk, wat anders kan jy uitroep as genade, genade, genade. Jy dra niks by nie. Jy doen niks nie. Jy verdien niks nie. Net deur te glo. Deur die Gees wat geloof in jou hart werk en jy wat glo in hierdie offer van Christus, ontvang jy dit. Dis joune vir ewig. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En so is dit moontlik vir jou, broer en suster. So is dit moontlik vir jou, gelowige, om uit daardie ellende van jou te kom. Om hierdie saligheid te ontvang en bevry te word, sonder dat jy iets doen, maar slegs deur hierdie waarheid met 'n gelowige hart aan te neem. Dit is die tweede waarheid, wat jy moet ken, glo, lief hê, om hierdie saligheid, in hierdie saligheid te kan lewe en sterwe. 'n waarheid so ryk, waarheid so kosbaar, jy kan jou eie naam vergeet. Jy kan die stem van jou moeder en die oë van jou geliefde eerder vergeet, voor jy 'n woord van hierdie verlossing vergeet. Kosbaar tot op die diepste vlak. Die laaste waarheid wat die katekismus dan hier vanuit die skrif opsom, is hoe jy dankbaar teenoor God moet wees vir so 'n verlossing, kennis daarvan. Nou dit gaan gewoon oor wat nou? As jy hierdie pad met die Here gestap het, waar jy eers raak sien hoeveel nood jy het, hoeveel ellende en sonde jy het, en hoe dringend jou nood is, en jy sien dan die heerlikheid van die evangelie wat hy aanbied, en jy het dit lief, jy ontvang dit, jy glo daarin, en jy is nou verlos vir ewig skoon, wat nou? Wat nou volgende? As ek nie die wet hoef te onderhou vir my verlossing nie, as my saligheid nie bepaal word deur my gehoorsaamheid nie, is dit nog steeds God se wil dat ek moet luister na sy wet? Dat ek moet strewe daarna? Dat ek moet probeer heilig wees? Is dit nog steeds sy wil? Kyk saam met my na die laaste vers van ons teks, vers 31 van Romeine 3. Dit is presies die vraag wat hy dan hier hanteer. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie, glad nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Want die vraag is, as ek verlos is deur Christus en nie deur my gehoorsaamheid aan die wet nie, maak dit dat ek die wet kan verontagsaam. Ophou luister daarna. Nee, stellig nie. Nou wat bedoel Paulus hiermee? Dis dan die vraag. As hy sê, ons bevestig juist die wet deur hierdie manier van verlossing. Deur jy wat verlos word, nie deur gehoorsaamheid aan die wet nie, maar jy wat verlos word deur geloof in Christus. Dit bevestig die wet. Wat bedoel hy daarmee? Ek dink twee dinge. Eerstens, die feit dat ons deur geloof in Christus en sy offer gered moet word, moet vir jou bevestig hoe ewig, ernstig en gewigtig en belangrik die wet van God is. Die wet is vir God so kosbaar, so belangrik, dat hy nie jou kan vergewe en na hom toe kan neem, as jy nie volmaak gehoorsaam aan daardie wet was nie. Daarom stuur hy vir Christus. Christus kom, hy lewe daardie volmaakte gehoorsame lewe, en aan die kruis wanneer hy sterf en jou sonde vat, dan gee hy dit vir jou, asof jy dit self gedoen het. So in plaas daarvan om net ander kant toe te kyk, in plaas daarvan om net my sonde te ignoreer en so sy eie heiligheid prys te gee, so die wet self te verag, ag hy die wet so belangrik, hy stuur sy seun om dit in my plek te kom onderhou, omdat ek te swak is. Dus deur geloof in Christus, deur in Christus te glo,
as die enigste weg tot verlossing. Deur dit te doen is jy juis besig om die gewig, die belangrikheid van die wet te bevestig. Nie om dit te vernietig nie, om dit te bevestig. So, dis die een. Ek dink die tweede ding wat Paulus hier bedoel, omdat ek nou reeds verlos is, sonder om self gehoorsaam te wees aan die wet. Ek is nie verlos en gered op grond van dit nie. Ek is gered op grond van Christus se gehoorsaamheid, alleen deur sy offer. Daarom kan ek strewe om volgens die wet te lewe, om dit gehoorsaam te wees, beter as wat ek vroeër kon. Beter as wat ek sonder Christus sou kon. Want wat gebeur as jy sonder Christus die wet probeer gehoorsaam? As jy na die wet toe kom, die wil van die Here, sonder verlossing in Christus, as jy dink, goed, weens dreiging van die hel, en uit vrees uit, moet ek nou hierdie wet probeer onderhou, so goed as wat ek kan, en hopelik sal God my aanvaar. Jy gaan nie baie goed doen dan nie. Jy gaan nie baie ver kom dan nie. Jy is dan verswak en gekrippel. Maar wanneer jy na die wet toe kom, deur Christus, en jy sê, ek's vry, verlos, daar's geen vrees vir die ewige dood nie. Christus het my sonde op homself geneem, ek is alreeds verlos deur hom. En so kom jy na die wet toe. Dan doen jy die wet, streef jy daarna van harte, juis, des te meer, beter as wat jy sou kon vanuit vrees. In ander woorde, hoe moet ons, wat weet ons is verlos, die kennis het van hoe groot ons ellende was, hoe heerlik ons verlossing is, en dat ons nou reeds verlos is. Hoe moet ons verhouding met die wet van die Here lyk? Baie sterker, baie meer ywerig, baie meer toegewyd. Dis nie wonder van hoe die Here werk in deur sy gees in die gelowige, want dit is jou heiligmaking. Nie jy wat die wet bewaar, en die wet probeer onderhou en strewe na gehoorsaamheid aan die wet, sodat jy nie hel toe gaan nie, maar jy wat die wet doen, omdat jy hemel toe gaan. Jy kyk na die verlossing, en na wie die Here is, sy oneindige heerlikheid, en hoe hy dit vir jou oopsluit. Hoe hy homself vir jou gee in Christus. En jy kyk na hom met uiters liefde, en sê, ek wil doen wat hom behaag, en net dit. En dis dan die dryf, agter gehoorsaamheid aan die Here. 'n verlange om hom lief te hê, soos wat hy my lief gehad het. En dan bevestig ons die wet, dan doen ons dit des te meer, en des te beter. 'n ou uitdrukking, so besonder om aan te dink, wat sê die wet stuur ons na Christus toe, vir regverdigmaking. En Christus stuur ons terug na die wet vir heiligmaking. Dit is, ons lees die wet en ons hoor wat die vereiste is om by God te wees, om hemel toe te gaan, en ons sê, ons kan nie, ons kon nog nooit nie, en dan stuur die wet ons na Christus toe, en sê, glo in hom, vertrou net op hom, hy is jou geregtigheid, hy is jou saligheid. Die wet stuur ons na Christus toe, en ons kry saligheid, ons word geregverdig, ewig veilig in God se koninkryk. En dan stuur Christus ons terug na die wet toe, en sê, jy is nou geregverdig, jy sal dit nie verloor nie. Ek gee my gees aan jou as 'n onderpand, as 'n waarborg. Hierdie is hoe om my lief te hê. Hierdie is my wil. En dan doen ons dit des te meer. So Christus stuur ons terug na die wet, maar hy stuur jou terug as reeds verlos. Reeds skoon, reeds ewig veilig. En hy stuur jou om die wet te gebruik as antwoord op God se vrye genade en guns. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, wanneer ons na die diepte van ons ellende kyk, dan jubel ons harte in Christus. Dan sien ons sy rykdom, sy heerlikheid, sy glorie, sy liefde, die oneindige dieptes van u genade, net soveel helderder, duideliker, skerper.
Ons prys U. Ons sal U prys tot in alle ewigheid vir die genade wat ons in en deur Christus ontvang. Dankie dat ons nou altyd mag staan, mag sit, mag loop, mag lê in U liefde. Dat U nie ons sondes teen ons hou nie, want U het dit alreeds hanteer op Christus. Dankie dat ons altyd deur onder U glimlag mag wees, onder U vaderlike liefde. En Vader, ons bid dan met vreugde, maar ook met nederige en ywerige harte. Help ons, lei ons deur U Gees om U dan ook terug lief te hê, want ons het U lief. Ons wil U eer, U prys, U dien. Ons wil vreugde in U vind, bo enige ding op hierdie aarde. Ons wil U kosbaarheid en U goedheid geniet. Ons wil wandel op U weë, maar o, hoe swak is ons. Hoe maklik gly ons voet. Hoe maklik kyk ons ander rigting. Help ons in ons heiligmaking, bewaar ons, versterk ons. Lei ons om juis U wet te bevestig, nou dat ons verlos is, vry is, en dag tot dag groei in ons liefde vir U. Help ons om U lief te hê deur te wandel in U weë. O, die kosbaarheid, die soetheid daarvan om in getrouheid aan U te wandel, naby aan U, in oorgawe aan U. Niks in hierdie skepping kan dit oortref nie. So ons bid, Vader, help ons, lei ons in ons heiligmaking. Vader, ons bid vir die week wat nou voor lê. Seën elkeen wat op reis is en op reis gaan wees. Seën ons as gemeente, seën ons besoekers wat op vakansie is. Mag hulle in die tyd van rus en vreugde wat U hulle gee ook groei en verdiep in hulle kennis en liefde en bewondering van U en U heerlikheid. Ons bid vir ons gemeente dat ons altyd deur mag groei in kennis van U. Dat ons genade en vrede mag vermeerder deur kennis van U en van Christus Jesus ons Here. O, seën ons en verdiep ons altyd deur in U. Hoor dan ons gebed, alleenlik in die naam van ons Koning en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Vir ons Here sal sing vanuit Skrifberuiming 24, waar ons juis van die vrye, ryk genade van God in Christus sing.
Broers en susters, ontvang die seëning van ons Here. Die Here sal jou behoed en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.